Dis 'n baie goeie, lekker, maklike leesboek. Hy's definitief makliker as die ander een. So ek gaan vir julle 'n paar beginsels met julle deel en ek wil eers met dit 'n bietjie bespreek. Dit is goed wat ek nie self in my lewe geken het nie. Ek moes dit kom leer het. So, en ek het ook gevra dat mense gaan teksverse bysit. Ek het ongelukkig nie op julle papiere nie, maar kom ons gaan gesels dan. Die eerste wat ek met julle wil deel is, we can't enable bad behavior and call it love. So, in God se woord is dit baie duidelik. Dis of reg, dis verkeerd. Adam en Eva, hy het vir hulle gesê, julle kan in hierdie boom, julle kan in hierdie huis bly, of julle kan in hierdie tuin, julle kan dit geniet, maar daai boom, los hom net uit. Toe hulle van daai boom eet, toe is hulle die tuin uit. Dit was die boundary, dit was die grens. So God sê, en baie duidelik in sy woord, en ons wil dit eintlik half gaan ignoreer, as jy gaan kyk na die 10 gebooie. Die 10 gebooie staan vandag nog. Dit werk vandag nog. As jy daai riglyne gaan vat wat in God se woord is, beskerm dit ons teen die aanvalle van die vyand. So, die woord het nie verander nie. Die riglyne het nie verander nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. Jou ja is jou ja, jou nee is jou nee. Dit is woord. So, wanneer 'n persoon verkeerd optree, verkeerd is verkeerd. En die ding wat ek moes leer is, hoe meer ons verkeerd toelaat, hoe erger word verkeerd. Verkeerd gaan nooit reg kom as jy dit toelaat nie. Verkeerd is verkeerd en reg is reg. Love must honor God to experience the fullness and the freedom of the sweetest connection between two humans. So, dit is eintlik logies. As jy 'n diepe verhouding met God is, en jy het 'n gespreksverhouding met God, en jy sorg dat die Heilige Gees jou leer om gesond te word en emosioneel gesond te funksioneer, gaan ek 'n gesonde verhouding met jou hê. En as jy gesond is, gaan jy 'n gesonde verhouding met my kan hê. En dis hoekom God in die woord riglyne vir ons gee. En sê, hierdie is die stappe, hierdie is reg, hierdie is nie reg nie. So, you honor God, jy het 'n verhouding met God, jy 1 Tessalonisense 5:23, jy vertrou God om jou gesond te maak, in jou sielsmens, in jou liggaamsmens, onthou jou geesmens is nie. Romeine 8:1, you've got an incorruptible spirit. Met ander woorde, as jy Jesus Christus as jou saligmaker en jou verlosser aanneem, word jy in die gees nie gebore. Maar die gees, vanuit die geesverhouding, die probleem is nie die gees nie. Die probleem is die siel. We are fractured people. Ons is stikkende mense. En waar kom ons stikkendheid vandaan? As gevolg van leuns van die vyand, deur baie keer mense. So dit is so belangrik om ook binne die grense jou identiteit in Christus vas te maak en gesond te wees. Jy moet weet, 1 Petrus 2:9, jy moet weet, you are royal, you are holy, you are chosen, fearfully, wonderfully made, Psalm 139:14, Sefanja 3:16 en 17, hy is buitengewoon bly oor jou, hy is een van sy kosbaarste besittings, hy het eiendomsreg oor jou geneem, jy is God se eiendom, en omdat jy God se eiendom is, kan 'n ander persoon jou nie verniel nie. Dis die boundary. Ek gaan nie jou toelaat om my te verniel nie, want I am a child of the Most High God. So hierdie is die goed wat vir ons geleer is nie. Boundaries protect the right kind of love and help prevent dysfunction from destroying that love. So as iemand anders dysfunksioneel optree, as iemand anders jou verkeerd hanteer, sleg hanteer, en jy het, soos wat die Bybel sê, gaan een na die persoon toe, dit help nie, 'n tweede ene, dit help nie, 'n derde ene, dan trek jy grense, en sê, ek gaan nie toelaat dat jy my so hanteer nie, hierdie is nie godly nie. Prins Charles is 'n koning, hy weet hy gaan nie so hanteer word. King Charles is nou al. Ons moet weet, ons is die koning van alle konings se kinders. Ek gaan nie jou toelaat om my so te hanteer nie. Because love should be what draws us together, not what tears us apart. Die liefde. Jy moet my met liefde hanteer, en ek moet jou met liefde hanteer. Dit is die verantwoordelikheid. Ek het 'n verantwoording voor God. Ek ontmoet 'n vrou in Namibië, en sy het iemand ontmoet op hierdie internet, en van daai, en hy is op pad na haar toe. En God sê vir hom, ek wil hê jy moet weet, ek stuur jou na my dogter toe. Pas op,
wees goed vir haar. Dis hoe God oor ons voel. Ek stuur jou na my seun toe. Hanteer ons mekaar asof ons die koning van alle konings se dogters en seuns is. Dis wat God van ons verwag. As jy gaan kyk in 1 Petrus 4 vers 8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. As ek vir jou lief het, gaan ek my lewe neerlê vir jou. Dis wat Jesus gedoen het. Dis die boundary. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor dit wat God in my en deur my vir jou wil kom doen. En omdat ons hierdie goed nie hoor nie, en ons sê dit nie vir mekaar nie, laat ons ander mense toe om ons te verniel. Moenie dit verder toelaat nie. Want dan gaan daai persoon genees. Of verander of nooit verander nie. As hy nooit gaan verander, gaan jy nie toelaat dat daai persoon jou verder verniel nie. Maar dan kan dit help 'n sekere persoon om the woman up of the man up. Setting boundaries from a place of love provides an opportunity for relationships to grow deeply, because true connection thrives within the safety of health and honesty. Ek moet gesond word in my eie mens wees. My sielsmens moet gesond word. Ek moet as 'n gesonde mens 'n gesonde verhouding met jou hê. En die waarheid maak my vry. Jy kan nie alleen leef nie. Ek moet waarheid teenoor jou openbaar. Ek moet eerlik en openlik met jou wees en vice versa. Jy kan my foon vat. Ek het niks om weg te steek nie. Ek kyk niks wat ek nie moet kyk nie. Ek het nie nodig om 'n blok te hê nie. Dis 'n oop, eerlike, ligte verhouding. En ek praat, daar's nog steeds grense in dit, maar hoe lyk 'n verhouding? 'n Verhouding moet eerlik wees en gesond. Each of you must put off falsehood and speak truthfully. Dis wat die woord sê. Truthfully to your neighbor, for we are all members of one body. Ons moet mekaar help, dat wanneer ons sleg van iemand anders praat, dat jy die goeie in daai persoon eerder raak sien, en nie die sleg nie. Ons moet begin om lewe oor mekaar te spreek. When we are hurt, good boundaries and goodbyes help us to not get stuck in a perpetual state of living hurt. You can't be in a relationship where you are stuck in living hurt. Dis ongesond, dis nie van God af nie. Hoe tree ek teenoor jou op? As ek nie teenoor jou gesond en reg optree nie, vice versa, het ons 'n plek van stuck of a perpetual state of living hurt. Dis as 'n konstante living hurt. Loop weg van dit af. Dis klaar. Daai persoon moet besluit wat sy of hy jou hanteer of nie hanteer nie. Gaan nie dit verder toelaat. Ons word nie goed geleer nie. We cannot build trust that keeps getting broken. Ek moet so optree dat ek jou kan vertrou. Jy moet so optree dat ek jou vertrou. Anders is nie 'n vertrouensverhouding nie. The integrity of the upright shall guide them, but the perverseness of transgressors shall destroy them. Ek het in Afrikaans gelees, en ek het jy hom vir ons in Afrikaans. Spreuke 11 vers 3. En weet julle wat, as ons 'n vertrouensverhouding verbreek het, gaan na die persoon toe en sê ek is jammer. Ek is jammer, ek het 'n fout gemaak. Gewe my asseblief. Maar dan moet ek optree en jou help om my weer te vertrou. Dan moet ek boundaries hê en my ja met my ja. As ek vir sê ek is hier, dan sê ek hier. As ek vir jou sê ek is daar, is ek daar. Ek kan nie vir jou sê ek is daar, dan is ek daar nie. Dis alleen. Dankie, Indra. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Ja. Die valsheid van onbetroubares bring hulle ondergang. Presies. Hoor julle die boundary? Ja. Lees gou weer die eerste gedeelte. Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers. Ja. Opregtheid. Eerlikheid. Dankie. Daai eerlikheid, is dit eerlikheid ten alle koste? Is dit eerlikheid ten alle koste, selfs al weet 'n mens dit gaan 'n groot
Seermaak of 'n groot bohaai veroorsaak? Dit hang af dat die liefde bedek alles. Hoop alles, verdra alles. Okay, daar is nog iets wat ek wil vra, is soos mense wat 'n mens nou kan sien loop nie op pad met die Here nie, maar wat jou probeer manipuleer in die sin van hulle wil maak asof hulle 'n pad met die Here loop. Hoe hanteer mens daai mense? Sê jy op 'n aggressiewe manier vir hulle dit is jy wil niks met hulle te doen hê nie, of probeer jy nog steeds Jesus se liefde vir hulle wys, maar sit net die boundary in jou eie gees? Ek is jou ook nie mooi. Sê wat ek dink. Jy kan sê? Baie goeie vraag. So wat ek net nou in plaas van Okay, dis baie goeie vraag, gee my die. Ek dink die toets is maar die vrug in die gees. In ander woorde, as jy eerlik is met iemand, jy doen dit nie uit liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid nie. Die manier wat, is dit nodig om dit te sê, wat gaan jy daardeur bereik? Verstaan jy? En die eerlikheid wat sy van praat is, dat jy nie leuns aan mense sal vertel nie. Maar partykeer kan jy maar stil bly ook, as dit daai persoon gaan seermaak. En dan die tweede ene, wat is dit nou weer? Die manier wat jy moet, ek dink is die manier, ek dink is mens op 'n kalm, onemosionele manier goed kan doen. Dit is nogal 'n baie groot groei area in my lewe gewees, my lewe lank, nog steeds. Dis how you do it, weer eens met die vrug van die gees. Ja, Ekskuus, ek wil net gou by Pieter aansluit. Pieter, ek weet nou gesê, weet van my journey waar ek was. Die Here het my op verskillende plekke rondgestuur en ek het in situasies beland, Madeleine, wat ek ook 'n situasie moes aanspreek. En gehoorsaamheid by God het hy vir my situasies uitgewys. En dan het ek gebid en gesê, Here, berei die grondgebied voor. Lei my om die regte woorde te gebruik wat ek moet sê. Want daar's ook 'n skrif wat sê, nou ek is nie so goed soos Laurentia op skrif nie, maar daar's 'n skrif wat sê, en die waarheid sal julle vrymaak. So in ander woorde, dis nie daar om jou seer te maak nie, dis daar om jou vry te maak. Ek moes een aand vir mense, 'n koppel waar ek gebly het in hulle huis, en ek is eintlik en die Here vir my gewys, want elke situasie het ek gesê was 'n assignment, en dan het ek gesê, Here, wys my wat moet ek hier doen? So dit was nie net fisiese werk nie, dit was geestelike werk ook. En ek moes daai aand vir mense woord deel wat die Here met my gegee het. En ek het gaan sit, ek het 'n afspraak met hulle gemaak, en ek het gesê, daar's iets wat ek met julle moet deel. En die oomblik toe ek begin praat, toe sê ek, want ek het geweet, die Here het vir my die opdrag gegee, toe sê ek vir hulle, ek is jammer vir dit wat ek nou vir julle gaan sê. En onmiddellik toe klaar die Heilige Gees my aan. Okay, so met ander woorde, hulle gevoel maak meer saak as die waarheid wat hulle moet hoor. Okay, so ons moet, daar's 'n onderskeid van in God se gees, nie in jou eie autoriteit nie, maar onder God se gees, leiding. Wat jy eintlik sê is Romeine 8 vers 14. Those that be led by the Holy Spirit will become sons of God. Want as jy gaan kyk in Matteus 26, het Jesus voor Pontius Pilatus gestaan en het homself op geen enkele punt verweer nie. So daar het hy stil gebly. As jy gaan kyk ook in 1 Petrus 2 vers 19, het hy ook stil gebly. So daar's baie teksverwysings van stil bly. So God's timing, ek sê altyd, the right message, the wrong time is still the wrong message. So the right message, the right time. Maar dit word altyd in liefde. Boundaries is die groot ding met boundary grense is liefde. Ek doen dit in liefde, maar ek het 'n reg, ek gaan nou vir jou Frans sê, ek het 'n reg om te sê, dit is hoe ek voel. Dit is hoe ek dink. Hierdie is my rang. Hierdie is my sirkel. Onthou daai wat ek julle geleer het van gees, siel en liggaam. Dit is hoe ek dink, dit is hoe ek voel, dit is hoe ek redeneer, hierdie werk vir my. Dit hoef nie vir jou te werk. Maar dit is hoe dit hier by my werk. Jy wil nog iets sê? Ja, dis net, ek wil net sê van, met die waarheid en alles, om mense, party mense seer te maak, en wat se naam, of dit met enige iets is. I mean, dit is,
die feit bly staan, as jy onseker is in enige situasie, die waarheid is altyd beter as 'n leuen wat goeders miskien nog aangenaam kan maak en wat se naam, dit is aangenaam en almal tevrede stel. Ek bedoel ook soos van ek sê dit ook gister vir my ma van hoeveel mense het van Jesus gehou en hoe baie mense het hom gehaat. En dit is vir my van hy het die regte ding altyd gedoen. Hy het nie gecompromise vir mense se gevoelens en emosies nie. 100%. En daai wat se naam, ek bedoel as jy onseker is, ek bedoel partykeer plain and simple moet jy net in die oomblik act en dit is daar is nie soos wat dan wat hom gesê daar is nie dis maar dissipline in 'n ding wat jy moet werk aan en aflê om daai grond voor te berei, maar kom as jy het nie in daai situasie dit gedoen nie, dit is tree eerder op in die waarheid as wat jy alleen kan sê wat wat se naams gaan extend. En ek kyk nou ook hier, dit gaan nou 'n bietjie vooruit, maar ek het nou net dadelik dit gesien. Nommer 7, we cannot build trust that keeps getting broken. Dit is 'n ding van hoe om mense te hanteer wat nie op daai geestelike vlak is nie en wat jy weet nie op daai geestelike vlak gaan kom nie. En dit is 'n fool's errand om Jesus se liefde vir hulle te probeer wys, maar soos dit is net my vraag van hoe moet jy nog steeds in 'n mate vir daai persoon of daai individu of groep mense moet jy nog steeds Jesus se naam gaan probeer proklameer en wys of moet jy meer aardelikse ek bedoel dis ook soos Jesus gewerk het. Hy het nie net ingegaan en soos die fariseërs en soos Bible bash nie. Hy het goeders op 'n slim aardelikse manier gedoen om op die einde God se woord uit te dra. So dit is net wat ek wonder van hoe as jy weet daai persoon is nie op 'n geestelike manier nie, hy of sy is Dis altyd wat ek sê is watch where God is already working. And then you ask if you may tap in and how. Met ander woorde, jy kyk na 'n persoon, kyk waar hulle is met 'n pad met God. Nou ek kan getuig, God oortuig. So kyk waar jy is. Die eerste ding is liefde. Die liefde van Christus oorwin alle kwaad. So jy kan eintlik nie iemand apart vir iemand iets sê as jy nie goddelike liefde vir die persoon het nie, die agape liefde. En dan vanuit 'n plek van liefde kan jy sê dit of dit of dit. Hendrik, jy wil ietsie sê? Dit is hoekom Paulus in Romeine 6 praat van die gordel van waarheid. Sure. Ons dra gordel om ons klere bymekaar te hou. Daai tyd het hulle dit ook gedoen. Daai gordel is sigbaar. Hy omring jou liggaam. Hy omring jou lewe. Ja. In ander woorde, die waarheid moet altyd sigbaar wees in jou optrede en in jou lewe. As jy dan nou nie weens omstandighede die waarheid vir 'n persoon kan sê nie, wys dit vir hom deur jou optrede. Dan kan jou pa met die honde. Absoluut. Dat hy die drommels optel. Ja. Absoluut. Hy het dit in sy optrede gewys. Ja. Dankie. Wat my net as my okay. Uit my oogpunt en uit my hoe ek dinge sien is. Hanteer sover as wat ek kan elke mens met respek en met liefde. Al kyk ek dwars deur jou, al sien ek jy is vals, al sien ek jy het eintlik ulterior motives. Ek sien dit raak, maar ek gaan nie vir jou wys ek sien dit raakie. Ek gaan nou nog steeds vir jouself dom hou. Ja. So ek gaan nog maar steeds optree soos uit liefde en respek uit optree in die hoop dat daar ergens 'n saadjie sal val van iets wat reg is. Dis verkeerd om so op te tree nie, maar jy moet ook jouself beskerm. Dit is Selfbeskerming is ook belangrik. Soos Jesus het baie keer besef hier's nou moeilikheid, dan het hy verdwyn. Hy het by tye het hy op 'n boot gegaan op 'n meer waar niemand hom in die hande kon kry nie en tyd met Vader spandeer.
Baie keer het hy gesê, julle klomp fariseërs, julle klomp skrifgeleerdes, en dan het hy geloof. So, ek dink aan, ek het nou die Chosen weer begin kyk, die Chosen 5, wat hy sweep gevat het, en die ouens het mekaar uitgeslaan, gesê, hierdie is 'n plek, waar aanbid moet word. So, daar is 'n plek van liefde en omgee, en care, maar dan is daar 'n plek van, hierdie is nie nou reg nie. Ek gaan nie nou hierdie verder toelaat nie, ek is baie jammer vir jou, maar 1 + 1 is nou 2. 1 + 1 is nie nou 0 nie, of ook nie 3 nie. En dit is baie keer omdat 'n mens nie hierdie goed in plek het nie. Jy gaan nooit op 'n plek kom, ek is nog eers daar nie, waar boundaries 100% vir jou in plek gaan wees. Ja, dit is vir my baie moeilik, want ek weet nie lekker waar om daai Ons gaan aangaan. streep te trek nie. Dis hoekom ons hierdie begin doen. Health cannot bond with unhealth. So ek gaan vanuit 'n plek van gesond jou hanteer. Ek weet jy is ongesond. Baie goeie voorbeeld, en nou ek het nog nooit geduik nie, maar die ouens wat duik sal nou baie beter verstaan. As ek en jy baie diep onder in die see is, en jou gas word op, jou suurstof. Ek gaan nie my suurstof vir jou gee nie. Want jy is so paniekerig en so angstig, dat jy dit nie vir my gaan gee nie. En dan verdrink ons saam. So wat ek sal doen is, ek sal my masker gebruik, en ons moet nou begin opgaan, en dan gaan ek vir jou 'n bietjie gee om asem te haal, en dan gaan ek dit by jou wegvat, want ek weet jy het suurstof gekry, en ek gaan vir myself gee, en so gaan ons op. Hoor jy die boundary, want ek is healthy, body breathing. Want as my body nou myne gaan vat, is die paniek en die angs in daai persoon te so erg, dat ek gaan verdrink. En hierdie is daai van, I'm not going to bond now, en hierdie is in die emosioneel ook. Ek weet jy stikkend. Ek weet jy is emosioneel nie gesond nie. Ek weet God sê ek moet 'n pad met jou stap, maar ek stap 'n boundary pad met jou. Jy kom bly nie nou in my huis nie. Jy leem nie nou my hele lewe oor nie. Jy gebruik nie nou my kar, en jy vat my bankkaart, en jy gaan maak net wat jy wil nie. Dis nou belaglik, maar lyk jy gebeur so. Dit is nog steeds, ek moet verantwoording voor God doen. En doen wat die Here vir my sê om te doen, en daai is die uitvloeisel. Maar ekskuus, dit is nie belaglik nie. Die punt wat jy voorbeeld wat jy noem is baie goed, want as jy nie kan ander mense goed respekteer nie, en dit val in 'n beter toestand, dieselfde of 'n beter toestand terug is, weet jy dit geleen of gebruik het nie, dan gaan jy nie my goed gebruik nie. Korrek, dis die boundary. Hulle noem dit bedagsaamheid. Ons is bedagsaam, beteken is ons snags ook saam, maar ons moet veral bedagsaam wees. En dis nogal een ding wat baie mense nie het nie. Hulle sal jou goed leen of gebruik met verniel en net nie worry nie. Okay, dis nou goed. Maar dit affekteer die persoon wie se goed dit is, ook dan negatief. Dis jou emosionele welstand ook. Alles, dit is in alle opsigte. Ek dink ook die ding is van, dis obviously nou goed om daar oor te praat en dit te introduce, maar ek dink ook nie 'n mens besef eintlik hoe moeilik en soms onaangenaam dit kan wees om 'n boundary te stel nie. 100%. Dit is baie nice en fun om daaroor te praat, maar op die einde van die dag is dit net praat. Die verskil om dit te implementeer. Jy moet dit implementeer. Dit gaan 'n onaangenaamheid wees, maar dis ook van wat ek opgaan van ook met die reg en die verkeerd is. Daar's 'n gesin, en in daai gesin 'n mens se boundaries. Dis God. Jy en jou gesin. En dit is ook daai soos wat oom Hendrik van gepraat het, die gordel. Dis 'n gordel van waarheid, en elke keer as jy gaan dit is hoe ek dit sien. Elke keer as jy gaan compromise op die waarheid, gaan daai gordel, kom ons gebruik dit soos 'n stuk armor. En elke keer as jy gaan compromise op die waarheid, om iemand anders vir iemand anders se gevoelens te gaan compensate, elke keer gaan 'n stukkie en 'n stukkie van daai armor afbreek en verniel. Dit is 'n perpetual cycle, net van as jy een leen vertel, gaan jy nog een vertel en nog een en dieselfde met die waarheid. Dis nou net in hierdie geval, die waarheid is soms baie moeiliker
om te vertel. Hierdie is ons kan hierdie tema eintlik vat en hom vir 'n maand lank hanteer. Ons kan hierdie vat en vir 'n jaar lank hanteer. Julle verstaan nie die impak van dit en byvoorbeeld, vat die wet. Vat wat Pieter se spesialiteit is, die wet op basiese diensvoorwaardes. Hoekom is daar 'n wet? Hoekom is daar 'n wet dat jy nie langer as 45 ure 'n week mag werk nie? Dis om jou liggaam te beskerm. Dis om jou liggaam te beskerm. Dit is om jou menswees te beskerm. Dit is om jou verhouding met God te beskerm. Dis om jou verhouding met die mense wat jy mee commit het as 'n gesin te beskerm. So, nee, 45 ure, punt. Dis die boundary. Ek het 0 uit 10 vir u gegee. Onthou een Vrydag aand, bel 'n kliënt my Vrydag aand, 'n ander kliënt bel hom, die een is in die tronk en die ander een is in trauma, en ons twee werk op 'n Vrydag aand. En ons het vir mekaar gesê, hierdie kaart gaan nie vlieg nie. Ek het 0 gehad vir dit. Kan dan mens minuskors kry? All relationships can be difficult at times, but they should not be destructive to your well-being. Walk in love. Let the peace of God rule in your hearts. Ek loop in liefde, maar ek loop in vrede. Ek gaan nie die verkeerde gedrag verder in my lewe toelaat nie. Ek het 'n wonderlike engel wat vir my werk by die huis. Maar sy het baie duidelike boundaries. Sy weet presies wat ek van haar verwag en sy doen alles wat ek lei haar, ek wys vir haar, ek leer haar. Ek sê vir haar, wil dit so hê en ek wil dit so hê en ek wil dit so hê. En ek betaal vir haar salaris, sy kry genoeg vakansie en ek hanteer haar reg. Dis die boundary. Maar ek gaan nie vir jou betaal vir niks nie. Ek gaan jou betaal volgens wat die wet vir my sê, vir die hoeveelheid werk wat jy doen, maar omdat jy oulik is en jy werk hard, betaal ek jou 'n bietjie meer. Dis die boundary. Want 2 Tessalonisense 3, vers 10 en 11. As jy nie wil werk nie, moet jy ook sommer nie eet nie. Ja. Dit is wat die Bybel sê. Ja, ek sê dit nie. Die woord sê dit. Dis die boundary. So as jy nie wil werk nie, luiaard, gaan na die mure word wys. Maar jy moet jou dood werk. Sien ons vettetjies is die harde werk. Boundaries aren't just a good idea, it's a God idea. Oh, yes. Remove not the ancient landmarks which the Father have set. Daar's 'n boundary. God sê, luiaard, gaan na die muur en word wys. As jy kyk na die tabernakel het baie duidelike boundaries. Die buitekant, sê hy, glo in Jesus Christus. Hy sê ek, dan kan jy inkom in die outer koorde. Maar dan moet jy eers vergewe. Vergifnis voor God, vergifnis van self, vergifnis van ander, dan die vyand geen wettiglike grondgebied op jou lewe nie. Dan water wat in wyn verander is, wat die doop is, wat sy bloed is. Hoor julle die volgorde? Dan kan jy eers in die holy place ingaan. Daar's 'n deur. Jesus sê ek is die deur. Dan staan die brood, die 12 stamme. Die 12 hekke van Openbaring, die 12 brode, die 12 disippels. Hoor julle die boundaries? As mense gevra het vir hom, kan ons soek asseblief 'n disipel wees, sê hy vir my. Hierdie is die 12 wat Vader uitgekies het. Die ou seuns, die 3 seuns van die donder included. Judas Iskariot wat my verraai het, included. Hierdie 12. Dis die boundary. En dan die Holy of Holies ook. Moses gaan op, Exodus 20, Moses gaan op in die berg, gaan maak die kliptafels gereed, die 10 gebooie. Dis boundaries. Where there is an abundance of chaos, there's usually a lack of good boundaries. Dis ook as ek ook iets sê van daai lack of boundaries is wat daai chaos en chaos veroorsaak. En omdat jy nie boundaries het nie, is 'n chaos. En dit is chaos is omdat nie boundaries is. Ja, dit is van as daai boundaries, daai chaos gaan so vinnig groei en versprei as daai boundaries nie gaan. Dit is reg. Ek vat nou gou julle net as 'n voorbeeld. God het hierdie stuk grond aan julle twee te vertrou.
Die hele twee besluit hoe dit hier binne werk. Nie die mense van buite nie. Ja. Dis die boundary. Dis net 'n voorbeeld. My kar, as jy my kar leen, jy gee vir hom leeg terug, jy leen hom nie weer nie. Dit is hoe dit werk nie. Sorry, ek gaan hom nie weer leen nie. Jou kans is 0 en geen. Dis die boundary. Ek los my kar by die lughawe. Die ou bring hom terug. Ek sê onmiddellik vir hulle boodskap. Die persoon wat in hierdie kar gery het rook. Daar is nie 'n ou wat rook in my kar nie. Sorry, kry 'n ander ou. Hulle weet nou. En ek gebruik hulle nog steeds. As ek land, dan weet ek het geland. Ek het my tas. Hulle was al laat. Ek sê ek's baie jammer vir julle, maar julle sorg dat ek betyds is. Ek gaan nie 8 uur die aand as ek hier aankom wag vir my kar nie. Dis die boundary. So as ek nou daar aankom, is my musiek, my kar op geestelike musiek. Niemand het gerook in my kar nie en my kar is betyds daar. Hoekom? Because I set boundaries. Ons moet begin, as jy ongelukkig is oor goed in jou lewe, dan is dit waarskynlik omdat jy die boundaries het. Dis scary. Want jy kan nee sê. Jy kan jou lewe so bestuur dat goed reg is. Jy gaan nie so met my praat nie. Ek gaan loop, ek gaan nie aan jou luister nie. As jy nie ordentlik met my kan praat nie, gaan ek nie met jou praat nie. Dis my boundary. Hoor jy nou hoe het ons nie hierdie goed geleer nie? For God is not the author of confusion, but of peace. So wat moet ek in plek sit in my lewe dat daar vrede is? Ek kan vir julle baie voorbeelde gee van 0 uit 10. Nou, was ek nou weer 'n plek waar vroue kan. En 'n vrou kom 7 die oggend in my kamer in, terwyl ek besig om aan te trek. Ek is so damstrak, ek trek nou aan 'n praat met haar. Ek moes vir haar gesê het, ek is jammer, ek is nog besig. Ek gaan klaar is en ek is uit, kan jy met my praat. Nie nou nie. In die saal. In die saal. Maar so, jy gaan nooit op 'n plek kom wat jy 100% boundaries gaan hê nie. Verstaan? Jy gaan altyd groei en altyd leer en dit altyd moet verbeter. Die ander kant van die munt. Die ander kant van die munt is om mensgemaakte grense af te breek. Dis hoekom die Here Jesus vir Petrus gesê daai doek met al die onrein diere in. Eet daarvan. Handelinge 9. Ja. Eet daarvan. Sê maar kan nie. Sê die Here vir my wat ek rein verklaar het, mag jy nie onrein verklaar nie. Toe stuur hy hom na die mense toe waar hulle ook 'n grens gestel het, mensegrense, en hy moes daai grens afbreek. Dis hoekom jy kan nie boundaries doen sonder Romeine 8 vers 14 nie. Those that be led by the Spirit. Maar die ding is, jy het boundaries nodig om jou battery vol te kry om te kan gee. Dis ook soos van nou soos wat oom Hendrik gesê het van daai menslike boundaries wat uit religion uitkom. Ja. Dit kan gebreek word, want dit is nie God se nie, dis mensgemaak. Dit is ook van net God, net daai maatreëls wat hy vir ons gegee het. Luister, ons is 'n gesin. Hierdie is 'n holy boundary en as jy gaan overstep, gaan daar nagevolge wees. Korrek. En dit is wat ek nou wat ek sê dit sou my nou byval, maar dit is as die 'n mensgemaakte boundary beteken nie daar's nie 'n divine protection daaroor nie. As enigiemand kan kom en dit oorskry en dit vernietig, maar daai God gemaakte boundaries wat soos wat oom Hendrik gesê het, wat rein of onrein verklaar is, dit is Jesus sê dit. Dit is goed wat ons moet volg en dit is solank ons net onder daai reëls en daai godly boundaries is wat hy gesê het in sy woord, dan is dit maar enige boundaries van ons eie is rein uit religion of iets uit dis mens, dit beteken niks nie. So ja. Moet maar altyd net by die Here gaan hoor of dit van hom af is en of dit uit jou eie menswees is. So it's not unchristian to require people to treat you in healthy ways. It's not unchristian to require people to treat you in healthy ways. If your brother sins against you, go and rebuke him in private, and if he listens to you, you have won your brother. As hy nie het nie, dan kry jy dis Matteus 18.
kry jy iemand om saam met jou te gaan. As dit nie werk nie, kry jy weer ene. As dit nie werk nie, skud jou stof van jou voete af en gaan aan. Love can be unconditional, but relationship action should never be. So, wat dit beteken is, jy het iemand lief. Ek het jou onvoorwaardelik lief. Maar afhangende van hoe jy my gaan hanteer, gaan bepaal hoe ver ek jou van my af gaan toelaat of nie. So met ander woorde, party mense groet jy smile and wave. En dan kry jy dalk een daar buitekant ergens in 'n koffieshop en hoor hoe gaan dit. En dan het jy 'n tyd en sê verskoon my, maar my tyd's nou klaar en ek gaan nou ry. Dan jy mense wat nie almal weet waar jy bly nie. Jy kuier met hom aan die buitekant van jou hekkie. Dan kry jy mense wat in jou grasperk mag kuier. Dan sal mense wat op jou stoepie tee mag drink. Dan sal mense wat in jou sitkamer mag kom. Dan is daar mense wat in jou familiekamer kan kom. En dan kan daar sekeres in jou kombuis kuier en ander in jou slaapkamer. Hoor julle die relational access wat jy bepaal, nie die ander persoon. Wanneer gaan jy slaap? Ja nee, ek het Beatrice begin uitgaan het laas jaar Maart maand. My eerste koffie ontmoeting was nie 'n aandete nie, dit was 'n koffiedייט. En dit moes so laat gewees het, nie so laat nie. En ek het jy voel mekaar mos nou eers aan. En daai was spesifiek gewees. En dit is waar dis boundaries. So onmiddellik nog voordat ek haar geken het, was daar klaar respek gewees vir daai boundary, want dit het hier gevat, nie hier nie. So dis belangrik, want dit het 'n grondslag gelê vir ons verhouding wat daarvan begin groei het. En ek glo dis van die Here af, want dis ook ons het wederwysige respek gehad vir mekaar se boundaries. Soos daai van ons kuier vanaand. Ek moes manne aan toe gaan, want die kinders het mag nie geweet het nie. Hulle is ook baie duidelik. Nee, hulle het duidelik vir my gesê. Hulle stel nie belang om te weet wat ek doen tot ten minste 3 maande nie met een van my dogters. So vir die ander moes ek gesê, ek gaan manne aan toe op 'n Woensdag aan, en dit is wanneer ons gekuier. Nie op 'n Maandag, nie op 'n Dinsdag of Donderdag nie, op 'n Woensdag aan, want dit was ons boundary gewees. Wederzijds ooreengekom. So dit werk. Want as dit nie gewerk het nie, dan was ons nie by mekaar nie. Jy kan nie die manne in 'n groepietjie gebruik. Jy trap nou hier op den ys. Ja, jy is al so belydenis. Ek hoop jy wil vergifnis vir die manne gee. Jy ten minste eerlik. Gelukkig het jy met die kinders nie gebel en gevra om jy te praat nie, want dan sou ons op jou rekening moet lieg. Unchecked misuse of a relationship can quickly turn into abuse in a relationship. So ek laat jou toe om my te misbruik. As ek jou konstant toelaat om my te misbruik, gaan ek jou eintlik toelaat om my op einde te mishandel. So misbruik wat nie gestop word nie, gaan oor in mishandeling. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Wat jy saai, sal jy maai. Ek gaan nie dit meer verder toelaat. Jy kan niks doen in die verlede nie. Jesaja 43 vers 18. God sê vergeet van die goed in die verlede gebeur het. Ek gaan hierdie vakansie gaan ek die boek lees. How to forgive the things that you cannot forget. Ek gaan volgende jaar vir julle leer van dit. So daar's goed wat baie keer opkom van die verlede wat jy nie moet hanteer. Maar ek gaan dit nie nou meer toelaat. Jy kan niks doen aan wat gebeur het nie. Maar jy moet werk met wat nou voor jou is. Like God, we must require from people the responsibility necessary to grant the amount of access we allow them to have in our lives. Hoe verantwoordelik tree jy op? Want hoe meer verantwoordelik jy is, hoe meer kan ek jou meer vertrou.
hoe meer onverantwoordelik jy optree, hoe minder kan ek jou meer vertrou. So gaan ek 'n skopfietsie vir jou gee om te ry. 'n eenwielfiets, 'n vierwielfiets, 'n motorfiets, 'n kar of 'n vliegtuig. Gehoorsaamheid. God blesses obedience. Obedience is better than sacrifices. Jy wil iets sê. Ek moet. Alweer. Gaan jy weer bely? Jy weer bely. Ja, julle ken my ex-vrou, so net. Hierdie is een van daai wat Ekskuus nog, ons het rekord of moet stop? Stop. Ek het al baie mense wat my baie sleg behandel het. Ek sal hulle nooit meer vertrou in die mate wat ek hulle vertrou het nie. Maar ek laat hulle tog weer inkom tot by my tuinhekkie. Maar dit is mos nou die relational access waarvan ons praat. Vanaf hangende van hoe jy my hanteer, gaan ek vir jou toelaat. Maar ek gaan jou nie noodwendig tot in my binnekring meer toelaat nie. Maar ek gaan vir jou op 'n afstand met jou vriendelik wees. Smile and wave. Ek dink ook ek weet ook van maak nie saak soos wat Tannie ook gesê die tuin binne die huis, die mense in die naaste kring. Op die einde van die dag, daai mense gaan ook daai foute maak en van daai boundaries, miskien baie minder as ander, maar hulle gaan ook daai boundaries oortree. En dit is maak nie saak wie of wat se mense die naaste aan jou is nie. Dis op die einde van die dag is dit net God wat jou kan vertrou en om daai boundaries vir jou reg te maak. Dit is nie ja, dit is op die einde van die dag, jy kan nooit mense net volliks en volmaaklik vertrou nie, want hulle gaan jou disappoint. Hulle gaan daai boundaries oors. Dit is 'n baie belangrike ding wat jy nou sê en dit is 'n ding wat die Here vir jou opgebreek het. Jy hoef niemand in jou lewe ooit te vertrou nie. Nooit. Maar jy kan God vertrou vir die pad wat God met daai persoon loop. So dan vertrou ek God in jou sirkel. Ek loop 'n pad saam met jou vir wat God vir my sê hy pad saam met jou loop. So as die Here vir my sê ek moet saam met jou loop en ek weet jy's nog fractured en ek weet jy's nog broken, dan loop ek in 'n verhouding met God 'n pad saam met jou. Maar ek gaan nie jou brokenness en jou fracturedness in my lewe toelaat nie. Ek los dit in jou sirkel. Ek vertrou God. Ek sal jou help, maar met boundaries. So jy loop nie weg van mense af wat stikkend gebroken is nie. Jy stap 'n pad met hulle, maar met baie duidelike grense. Ook net 'n ding van net die laaste ding voor nou, die volgende ding wat ek wil sê, soos wat Tannie wat hom gesê het, ook soos van om daai holy grond te lê en alles van met sulke mense, dis ook soos wat Tannie gesê het van jy moet dit as 'n assignment sien en 'n missie. Dit moenie persoonlik wees nie, daar moenie emosie daarin wees nie. Die enigste ding wat daar moet wees is jy moet vir God vertrou om daai pad met daai persoon, maar daar kan nie bekostig wees. Daar kan nie bekostig om emosie en dit moet nie personal wees nie. Dit moet net 'n missie en 'n assignment vir God wees. Die Here verwag partykeer van ons om bonatuurlik lief te hê. Jy het lief, soos wat God lief het, agape. Met boundaries. Dis die uitdaging. Daar is die groot uitdaging, want ek wil sê dis vir my as 'n reël maklik om mense lief te hê. So dan is dit vir my moeilik en ek bedoel it cuts both ways, want ek het ook al baie keer nie boundaries respekteer nie. So ons praat net na die een kant toe van mense wat ons boundaries nie respekteer nie, maar ek het al baie keer nie boundaries respekteer nie. Maar wat ek nie 100% seker is oor nie. Sê nou maar iemand ek laat nou 'n persoon toe tot by my tuinhekkie en die persoon wil nou nader gaan na die grasperk toe.
mag ek dan vir hom sê, hoorie, gee nog 1 tree verder en ek slaat vir jou plat. Nee, nie so nie. Jy gaan sê, hoorie so, ek is gemaklik om met jou onder my boom te kuier. Ja. Dis waarmee ek gemaklik is. So kom ons hou by 'n boom kuier. Ja. Die grasperk is nie beskikbaar nie. Ja, dis ook soos van Dan is dit nie persoonlik. Dis ook soos van dit indien 'n mens se boundaries in lyn staan met die Here, jy hoef nie self daai battle aan te fight nie. Ja. Dit is die Here sal vir jou intree met daai boundary. As daai persoon daai boundary gebreek het, wat 'n goddelike boundary is en 'n goddelike barrier is, gaan hy of sy probleme hê. En dit is ook as dit kom met die chaos en die trust en alles van tot hoe ver laat jy ou gaan en om die waarheid te sê, dit is ook vir my soos met enige iets van en met die aangenaamheid en om nie om te gee oor emosie nie, is jy gewillig om 'n battle te begin om 'n war te voorkom. En dit is ek dink ons moet aanbeweeg. Maar wil jy gaan iets sê? Ek het 'n vriend, of ons het vriende, sy gaan nie name noem, maar sy gaan weet van wie ek praat. 37 jaar vriende. Ons kuier so 2-3 keer per jaar saam. En dis een van die mense wat ek ken wat die sterkste boundaries het in terme van die verhouding. Ek het eendag toe wil ek iets met hom bespreek om wat persoonlik is, te sê vir my nee, ek dink nie ons gaan nou daar praat nie. Rustig. Okay. En hy laat my verskriklik aan my oupa dink, my oupa Pieter. My oupa Pieter was ook so. Geweldig respek gehad vir hom, baie liefde, met hom kanse gevat of gegaan op plekke wat dit was net 'n natuurlike, dis eintlik 'n gawe om so te wees, om gesonde boundaries te hê. Ek meen hy's 'n amazing mens, die Pelf, mense sal hom love, maar hy het net daai aard dink ek op 'n meester om daar sekere goed wat jy gaan net nie daar in 'n verhouding nie. Want dit is not necessary. Ek sal met my vrou daar gaan, maar gaan nie met jou daar gaan nie. Praat net emosioneel of so. Ja. Selfs op geestelike vlak. Spreuke 4 vers 23. Wees versigtig wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. So jou hart is nie verkeerd nie. Jou gut feeling is nie noodwendig verkeerd nie. As iets, soos baie mense al gesê het, my moeg is moeg, dan gaan jy boundaries met optrek as jou moeg is. Dan gaan jy met sê, ek is jammer, ek is nie beskikbaar nie. My moeg is moeg. En onthou, baie keer vir een persoon wat met boundaries begin, gaan jy 'n baba boundary opsit. Ek het byvoorbeeld by een van die vrouekamp, was ek so trots op myself. En ek baie van julle gedink, jy is simpel man. Vir my was dit 'n baie groot achievement. Ek was ongelooflik moeg. Dit was die Saterdagoggend, baie intens. Nou sit en eet almal, die middagete. Ek het klaar geëet en ek besef, ek gaan nou doodgaan hier. Ek kan nie nou hierdie nie. En ek het myself verskoon en vir 20 minute op die bed gaan lê voor die volgende sessie begin. Dit was my boundary. So baie mense, dis net rarig, ek sal dit maklik doen. Dit was nie vir my maklik om dit te doen nie, maar ek het besef, daar het ek 'n baba boundary in plek geset. So dis daai ding van luister ook, die Here sê jy moet vir jou naaste lief hê soos vir jouself. So wat het self baie keer nodig? En dan moet self opstaan en self moet sê, hierdie is nou klaar. Hierdie is nou genoeg. Hierdie gaan nie nou vir my werk nie. En party van ons kry dit maklik reg, party van ons kry dit moeiliker reg. Relationships often die, not because of conversations that we had, but rather conversations that we needed but never had. Ek moet baba boodskapies vir jou sê wat nie vir my werk nie, dat jy dit kan hanteer. Want as ek is dit overflowed. As ek vandag vir jou sê, ekskuus, ek kan nie vanmiddag nie, ek is nie beskikbaar nie, dan het ek 'n boundary gestel. Jy moet nie op 'n punt kom met jy sê, maar ek hardloop nou weg as ek daai een sien nie. Jy moet baba boundaries in plek hou en plek hou. Distortion of reality feed dysfunction. Wat baie keer gebeur is daai persoon se persepsie van verhoudings is nie gesond nie. Maar ek dink ek moet elke aand by jou kom eet.
Ek dink ek kan jou elke dag bel. Ek dink ek kan elke dag vir jou boodskappe stuur. Dis dysfunction. Ek kan nie elke dag vir jou boodskappe stuur nie. Ek kan nie elke dag vir jou bel nie. Ek kan nie elke dag by jou kom nie. My ma het altyd gesê, moenie die pap te dik aanmaak nie. That's the boundary. Alles wat ek te aan het, behalwe tevrede. You will know the truth, and the truth will make you free. So, baie keer is dit ook 'n plek van verwerping. Jy is as kind verwerp, en nou, ek het daai probleem gehad. Nou het ek onbewuslik gedink, ek moet die hele dag, 24 uur van die dag, vir almal goed wees, om my bestaan op aarde te regverdig. Toe sê die Here vir my, maar ek het jou beplan. Ek het jou gekies. Ek het jou aarde toe gestuur. Jy het nie nodig om 24 uur daar vir almal te wees nie. Dis nie moontlik in elk geval nie. That's the boundary. Where truth is manipulated, denied or partially omitted for the sake of covering up behavior that should be addressed, dysfunction may not just be difficult, it may become destructive. So wat gebeur? Ek manipuleer jou. Ek ontken dat jy voel soos jy kan nie so voel nie. Dis gaslighting. Want ek erken nie hoe jy voel nie. Ek kan nie vir jou besluit hoe jy dink en voel nie. As jy vir my sê, dis hoe jy dink, dis hoe jy voel, dan moet ek dit respekteer. Ek kan nie vir jou sê, jy kan nie so voel nie. Ek stem nie noodwendig saam met hoe jy voel en dink nie. Maar ek gaan nie dit ontken nie. En moenie verkeerde gedrag cover up nie. Dis nou 'n ding wat heeltyd in my kop kom. Dis nou 'n simpel voorbeeld. Ons is nou, kom ons sê, 50 mense. Dis ook 'n boundary. Ons is nou 50 mense wat saam eet. As jy skep, dan skep jy met jou kop dat die 50 mense is wat almal 'n stukkie vleis wil hê. Jy skep nie jou bord kos op asof jy vir 50 mense in jou bord kop skep. Dis 'n boundary. Hier's 'n kan water. Hier's 50 mense wat nou van hierdie kan water moet hê. Dan moet jy in jou kop kan dink, okay, ek gaan nou soveel vir myself in my glasie gooi, dat almal kan kry. Dis die boundary. Anders gaan ek na jou toe kom en sê, luister, jy het nou genoeg gevat. Want hier's nog 50 ander wat ook water wil hê. Hoor julle die boundary? Dis selfsugtig. Dis egosentries. Dis dysfunctional. En so kan ek aangaan. Ek het op 'n stadium vir my dogter gesê, jy kan nie jou kar so vir almal leen en hulle gee hulle vir jou dit stikkend en sonder petrol terug nie. As ek jou kar leen, gee ek hom vir jou beter terug en vol petrol. En ek het alles gekoop wat ek lyk asof die kar nou nog nodig het. Hoor julle die rentmeesterskap met boundaries? We need a person's level of responsibility to match their level of access. As jy verantwoordelik teenoor my optree, gaan ek jou meer in my lewe toelaat. As jy vir my goed is, en ek is vir jou goed, en ons kyk uit vir mekaar, en ons is rug teen rug, en ek dink aan hoe jy kan voel en dink, en ek neem jou in ag, en jy neem my in ag. Weet julle, ons is 4 kinders, ons hou saam vakansie, en ons kan 'n hele week saam vakansie hou. Hoekom? 4 kinders, 8 dae, ek kry 2 dae wat ek vir almal kos maak, jy kry 2 dae vir almal kos te maak, en almal bring, en almal dra by, en almal was skottelgoed, en almal dek die tafel. My sussie is gelukkig geskoolhoof, sal vir jou baie vinnig op jou plek as jy jou kan bring. Sy los vir jou tot jou skottelgoedjies. Sy sal jou skottelgoed vir jou daar los ook. Weet jy hoe aaklig is dit om vakansie te hou saam met 'n lui mens? Ek wil nie saam met jou kuier nie. Ek wil nie saam met jou tyd spandeer nie, want kan ons asseblief almal ons kant bring? Dis die boundary. As almal help, moet net nee, ek sit nog so 'n bietjie. Gaan sit op 'n ander plek. Ja. Dis fair. Wie hou van 'n lui mens? Wie gaan jy saam met jou nooi? Iemand wat nooit niks doen nie, of iemand wat altyd met alles help? Hoor jy nou werk die boundaries? Good relationships require good boundaries. As jy 'n gesonde verhouding met mense wil hê, dan moet jy self gesond optree. As jy nie gesond optree nie, moet ek verantwoordelikheid vat en vir jou sê, ek hou nie van hierdie gedrag nie. As jy nie hoor wat ek vir jou sê nie, dan is jy besig om my te gaslight.
Want ek het 'n reg om te sê hoe ek voel en dink. Adult inform, children explain. Nie nodig om altyd alles te verduidelik nie. Jy's 'n groot mens, jy behoort te verstaan. Dis logies as hier 20 borde is dat ons almal skool gedoen was. Dis logies dat alles met hier moet gebeur. Eintlik is dit dalk toevallig vanoggend toe sy aankom en alles hier spring almal in en almal help. Dit is body. When we allow a boundary to be violated, bad behavior will be validated. Yes, en dit hou net aan en aan en aan. Korrek. So, as jy verkeerd optree en ek praat nie daaroor nie, gaan dit nooit ophou nie. As ek sê hierdie is nie cool nie en jy verander nie, het ek nie meer deel van jou lewe nie. That's the boundary. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Wat jy saai sal jy maai. As jy nie werk nie, gaan jy ook nie kan eet nie. Dis nou logies. Ons braai nou saam. Hier is nou 10 goed wat moet gebeur. Moet ek al 10 doen? Daar's geen manier nie. As elkeen van ons iets doen, dan skry ons almal lekker saam. Dis aaklig as jy mense kry wat op hulle alie sit en niks doen nie. Ek braai en kuier lekker saam met iemand wat my help. Ek wil nie alles doen nie. Hoor julle die boundary? The absence of boundaries means the presence of chaos. I make sure to do all things properly in and orderly fashion. Weet jy wat is eintlik logies? Kan ek vir jou geopereer word? Kan ek vir jou eksamen gaan skryf? Hoe verstaan ons? Dis oneties. Maar dis boundaries. Verstaan jy? Daar's 'n kan en 'n mag. As ons by die reëls hou. Hoekom sal jy by 'n stopstraat stop as daar 'n polisieman staan en kyk vir jou? Hoekom sal jy oorweeg om nie te stop nie as daar nie 'n polisieman is nie? Rooi lig, stop. Geel lig, ry stadiger. Groen lig, gaan. Dis die boundary. In alles in ons lewens. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. The problem isn't the boundary, it's that the one person won't respect your boundary. Ek gaan jou nie toelaat om nie my boundaries te respekteer nie. My reël by die kantoor is, as jou naam in die boek is, dis die persoon wat ek sien. As jou naam nie in die boek is nie, gaan ek jou nie sien nie. Dis die boundary. Boundaries aren't going to fix the other person, but they're going to help you stay fixed on what is good, acceptable, and what you need to stay healthy and safe. Maak dit sin? Hierdie goed is tawe goed, hoor. Kyk gou daar na the biblical self-care. As jy boundaries het, gaan jy self-care kan doen. Spend time with God. Think lovely thoughts. Onthou as jy moeg is, gaan jy sukkel om lovely thoughts te dink. Practice gratitude. Ons het hom al baie gedoen. Take time to rest. Meditate on scripture. Nourish your body. Forgive others. Dit is die goed wat jy by kan uitkom as jy nee sê. Onthou as ek vir jou ja sê, as ek besig om vir myself nee te sê. As 'n tyd wat ek vir jou ja sê en vir myself nee sê. Maar dan moet 'n tyd wees wat ek vir jou nee sê, vir myself ja sê. Anders gaan ek nie gesond wees nie. When people aren't respectful of our limits, we can either set boundaries or pay the consequences. Wanneer jy nie nee gesê het nie, gaan jy die consequences by. Die effek gaan op jou lei wees, nie op die ander persoon nie. Die ander persoon weet nie eers dat dit jou plan nie. Die ander een weet nie eers dat hy of sy met help skoon goed was nie. Ek het gedoog koppies bly maar skoon. Ek het gedoog wasgoed bly maar skoon. As jou wasgoed nie in die wasmandjie is, word nie gewas nie. So maklik soos dit. Dis jou bed. Ek gaan nie jou bed vir jou opmaak nie. Jy gaan jou bed opmaak. Skoene wat vas sit aan die grond. Ja, so 'n stuk. So baie kry mos hierdie videoetjies. Sy roep haar man, sy sê sy verstaan nie. Hierdie kouse klou in die grond vas. Sy kry dit nie van die man af nie. En hy kom en hy buks en hy tel hulle so op. Hy sê it isn't en sy sê okay, so it isn't. Ek kom so klap. So dit is nie. Dit plak nie vas nie. So gooi dit in die wasmandjie. The person who continues to break your heart isn't in a place to properly care for your heart. Yes. Dan gaan jy nie my hart hê nie.
dan gaan ek aanbeweeg. Die goedharde goed julle. Dis rowwe goed. Maar ons moet dit hoor want dis die waarheid. If your focus is trying to change. Ek wil net gou die versies kry asseblief. O, dit is Psalm 34 vers 18. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. He heals the broken heart and binds up their wounds. Dis daai wat die Here sê, maar ek wil nie hê jy moet gebroken deur die lewe loop nie. Dit is nie my wil nie. Want onthou as ek vir jou sê, ek gaan nie hierdie gedrag in my lewe verder toelaat nie. Gaan jy of aan jouself begin werk en my beter hanteer? As jy nooit aan jouself gaan werk nie en gaan kies om my nooit beter te hanteer nie, wil ek jou nie verder in my lewe hê nie. Want dit gaan nie verander nie. Hierdie is 'n toksiese verhouding. Dis 'n destructive relationship. Ek praat nie van foute wat mense maak nie. Almal maak foute. Almal verloor dit baie keer. Ek praat van negatiewe, destructive patterns wat nie ophou nie. If your focus is trying to change the other person, you will quickly feel like boundaries don't work for you. Ek doen nie dit om jou te verander nie. Ek doen dit om myself te beskerm. Sodat ek 'n heel mens kan bly, wat as 'n heel mens in bediening kan wees en doen wat God vir my sê om te doen. Because Jesus functioned from a place of fullness. Weet dit om julle gedeel. Not for a feeling of fullness. Jesus het nie die mense toegelaat, behalwe die kruisiging is iets anders. Maar kom ons sit die kruisiging net gou in hakies. Terwyl hy op aarde gefunksioneer het hy nie nonsens gevat. Reg of weg. Hy het geweet hy is die seun van God. Jesus het vanuit 'n plek dat hy weet Jesus is die seun van God gefunksioneer. Sy as jy mens altyd jou boundaries toepas met genade en regverdigheid. Dis mooi gesê. God is genadig, maar hy is ook regverdig. Dis baie goed soos hy dit sê. Jy moet jou boundaries toepas in genade met regverdigheid. Ek kom reg hoor? Ja. Matteus 5 vers 37. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Dis is nee dankie, ek kan nie dit doen. Ja, dankie. Nee, dankie. Gaan nie vir my werk nie. It's often people who need boundaries the most who will respect them the least. Ja. Omdat jy dit nie respekteer nie, gaan nie maak dat ek jou nou toelaat om te doen wat jy wil nie. A boundary without a real consequence will never be taken seriously. Daar moet konsekwensie wees. En dis baie keer hard. Hierdie is baie keer moeilik. Judgment are prepared for scorners and stripes for the back of fools. Baie keer moet iemand dit aan hulle bas voel voordat hulle verander. Nie wil hoor nie, maar moet voel. Ja. Having your life turned upside down is brutally devastating, but it can help shake loose some emotional healthy issues that need tending. So ek gaan nou nee sê. Dit gaan vir my baie moeilik wees om dit te sê. Dit gaan vir my 'n ongerieflike situasie in my lewe veroorsaak. Ek is nou al 'n paar keer daardeur. Wat is Maar- James? Jakobus. Maar ek gaan nie verder hierdie nou toelaat nie. Maak nie saak hoe ongemaklik en hoe moeilik die situasie vir my is nie. Dit is vir my net so traumaties om vir jou nee te sê, maar as ek vir jou gaan ja sê, gaan hierdie verkeerde patrone nooit ophou nie. The tension exists because you are doing the difficult work of no longer cooperating with dysfunction. Hier's nou spanning tussen ons, want ek laat nie meer verkeerde goed doen nie. Ja, kom ons sag. So ek soos wat ek nou gesê het, ek ook wat ek op toepassing is soos van is jy dis nou wat ek aan dink, is jy gewillig om 'n battle te fight om 'n hele oorlog te voorkom? Is jy gewillig om daai boundaries en daai watchnaam en daai onaangenaamheid en presies hierdie nou. Ja, so dit is jy gewillig om dit te doen om 'n groter en 'n slegter probleem te voorkom? Ja. So dit is maar dit ja. Dit is soos kom ons vat net Kanonium.
Baie mense het opinies oor dit. Jy hoef nie te weet nie. Ons is hier en dit werk vir ons. En ons hou van hierdie styl. En as jy nie van hierdie styl hou nie, gaan soek 'n plek waar dit vir jou werk. That's the boundary. Ek sê nie ons is reg nie, ek sê nie dit moet so wees nie. Dit werk vir ons. Dit hoef nie vir iemand anders te werk nie. Romeine 12 vers 2. Doen. Skets? Your lack of training is not my fault. Ja. Do not conform to the patterns of the world, but be transformed by the renewing of your mind. This boundaries is renewing of the mind. Jy gaan op 'n nuwe manier moet leer dink. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing and perfect will. So Here, wat is evil? Hoe moet ek hierdie situasie hanteer? What people don't work out, they act out. As ek nie goed deurwerk nie, en ek is nie gesond nie, dan act ek goeders uit. En dan kan ek redelik vernietigend wil wees teenoor die mense om my. Maar die feit dat jy ongesond is, gaan ek gesond bly. Ek besoek jou in die hospitaal, in besoektye let wel. Hoekom is daar besoektye? Daar's 'n rede, dis 'n boundary. Want die pasiënt moet rus en die dokter en die verpleegster moet by die pasiënt kan uitkom. En ek hoef nou nie die hele tyd daar te sit nie. Want ek het nog ander goed om te doen. Baie goeie voorbeeld van dit is die Samaritaan. Hy het jou gevat, hy het hom ingeboek, aangegaan met sy lewe en net kom incheck of hy okay is. Hy het nie sy hele lewe gelos en net by hierdie ou gesit. That's the boundary. Kom ons sluit af. Here, hierdie is swaar goed. Ek bid dat U deur die Heilige Gees vir ons die nodige kennis en die wysheid en die insig gee om te onderskei om dit reg te verstaan, reg te hanteer in verhouding met U. Here, dat U vir ons sal leer vanuit die woord uit, dat ons dit in die woord sal begin raak sien, daar waar U grense in plek gesit het. Here, ek dink aan die dogtertjie van Jairus, toe U ook die mense laat uitgaan het, en net vir Jakobus, Johannes en Petrus by U gehou het, en vir haar gebid het. Daai was ook vir my grens, Here. U het so met grense gefunksioneer, wat ons nie noodwendig altyd raak sien in die Bybel nie, maar ek bid dat U nou ons geestelike oë, ore en hart en verstand sal oopmaak vir 'n gesonde verhouding met U en 'n gesonde verhouding met die mense om ons. Maar ons bid ook, Here, help my om iemand anders se grense ook te respekteer. Om te verstaan dat iemand anders het 'n reg om te dink en te voel en te doen soos wat dit vir hulle werk, al werk dit nie vir my nie. Ek bid dat U dan vir ons die nodige kennis en wysheid en insig te gee om situasies in ons lewens beter en gesonder te hanteer. Bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Dis grense van